Vriende, weer eens goeiemôre en baie welkom. Wat 'n voorreg om so by mekaar te kan wees op hierdie herfsoggend. Besonderse woord van welkom aan jou as jy dalk 'n besoeker is vandag of 'n gas is by ons vanoggend vir die doop. Ons gaan vanoggend 'n paar kinders wat tot geloof gekom het doop. En so is 'n groot voorreg om jou vanoggend by ons te hê. Ons hoop jy geniet die oggend saam met ons en ons hoop dit is 'n baie geseënde tyd vir ons almal saam. Vriende, baie van ons weet waarskynlik, ons het 'n kinderbediening vanoggend hierso vir die 3-jariges tot die graad 5. Hulle gaan inbly tot na die doop toe en dan gaan hulle uitbeweeg. En as daar iemand is wat nie seker is waartoe om te beweeg nie, sal Janine vir ons daar agter staan. Daar's 'n foto van Janine en sy sal vir julle wys waar om uit te kom. Ons kadette bly vanoggend binne, dis ons graad 6 en 7's. Hulle bly vanoggend binne vir die diens, hulle gaan nie uit vir hulle lesie nie. Vriende, ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks. Ons is baie opgewonde oor ons kwaliteit reeks. Dit is interessant wees om te hoor hoe Johan dit verduidelik vanoggend. Johan gaan vanoggend vir ons die reeks afskop, maar dit gaan oor tyd, die tyd wat God vir ons gegee het en die manier waarop ons dit gebruik. En so dit is 'n belangrike ding in 'n gejaagde seisoen waarin baie van ons onsself bevind, om mooi te dink oor hoe ons tyd gebruik en waartoe dit is wat God ons roep as dit kom by die tyd wat hy vir ons gee. En so dis die reeks waarmee ons besig is en wat ons vanoggend afskop. Ek gaan vinnig vir Natasha vorentoe roep. Natasha, almal wat deel is van Ligpunt ken vir Natasha. En is baie lief vir Natasha en is bewus van die wonderlike geskenk wat sy vir ons as 'n gemeente is. Natasha, ek wil net hê jy moet nie agter die ding staan nie. Sorry band. Fish is ons reg. Skus. Die Natasha staan vanoggend hier voor by my. Baie mense sal bewus wees daarvan dat Natasha werk nou 7 jaar by Ligpunt. En sy is 'n persoon wat wonderlike gawes gegee is. Sy is 'n uitstekende administrateur. Sy het 'n wonderlike gawe om die groot masjien aan die gang te hou, maar sy het ook 'n wonderlike gawe om daar te wees vir mense. En so sy het 'n baie pastorale bediening ook in ons midde. Ek het die voorreg om met haar kantoor te deel. En so ek sien hoeveel mense sy op 'n daaglikse basis ondersteun. Daar's vir hulle, hulle help met in hulle moeilike tyd en gereeld, ek wil amper sê op 'n daaglikse basis saam met mense bid en ondersteun. So na 7 jaar in die kerk kry sy 'n geleentheid om te gaan rus, om op lang verlof te gaan, om te herstel in areas wat baie keer gebeur as mense dienaar is in die kerk is, jy dien so, jy gee soveel van jouself dat jy naderhand nie meer duidelike lyne het oor wie jy is en wat gesond is, en jou gee van jouself het die effek dat jy afgestomp kan raak oor tyd as jy nie behoorlik rus nie, en soms is dit nodig om te gaan, en Natasha is nog nie daar nie, Natasha is nog nie op 'n ongesonde plek nie, maar dit is 'n goeie ding om te gaan rus voor mens op 'n plek is waar jy afgestomp is en uitgebrand is. En so, ons wil vanoggend vir Natasha baie dankie sê vir wat sy vir ons as 'n gemeente doen. Ons wil haar in liefde uitstuur en vir haar bid, maar ons wil net eers hê sy moet vir ons 'n paar vragies antwoord. Dis glad nie goed met dit nie. voor ons sal uitkom. En so Natasha, in die laaste 7 jaar wat jy ons op so 'n wonderlike manier gedien het en wat die Here jou so wonderlik in ons midde gebruik het, wil jy nie vir ons net 'n bietjie van jou vreugdes en bietjie van jou uitdagings deel, soos wat jy by Ligpunt gewerk het in die laaste 7 jaar nie? Het is baie moeilik om dit alles net in 'n vinnige kort rukkie te sê, maar ek het lank gebid om uit corporate uit te kom, en toe God my seën met hierdie werk, het ek nie geweet op wat se extent dit gaan wees nie, want ek het nie net werk gekry nie, ek het 'n familie gekry, en almal se kinders is my kinders. Dis die beste van alles. Ja. Dis die lekker ding. Dis die baie lekker deel, en I get to see all of you every Sunday, so dis baie lekker, en ek gaan julle baie mis. Die ledesmense raak moeg, en die bekertjie raak leeg, so ek sien uit om te gaan rus, en net 'n bietjie dit ys uit te hol, so ons gaan net 'n bietjie gaan rus, en dan gaan ek recharge en terugkom met 'n vengeance.
Ons sien uit. Natasha, soos wat jy is en soos wat jy weer jou fokus op God en jou verhouding met God investeer en jou verhouding met jou geliefdes, wat is die dinge wat ons vir jou kan bid as 'n gemeente? Ja, asseblief, hierdie sabbatical ontbloot ek absoluut my sonde so op so 'n slegte manier, dat ek my identiteit kry in my werk en nie in God nie, en ek bid, as my daarvoor kan bid, dat ek my identiteit in God sal kry, en dat ek alles wat ek doen in sy krag sal doen en nie my eie nie, want ek dink dit is wat my so moeg maak, is dat ek doen dit in my eie krag. So God sê sy juk is lig, maar dit help nie ek is onder die juk en ek is die hele tyd hierdie kant toe en daai kant toe nie, en dan bly ek moeg nie, maar laat ek onder sy juk bly en laat dit lig sal wees, en dat soos ek terugkom met nuwe ywer en nuwe reëls vir myself en nuwe boundaries oor hoe ek myself kan oppas om nog langer vir die kerk te kan dien. Baie dankie. Voor ek vir jou bid, Natasha, en spesifiek vir dit bid, wil ek net noem, die Here voorsien op wonderbaarlike maniere, en toe 'n vriendin van Natasha hoor dat die kerk wil vir haar die geleentheid gee om te gaan rus, toe het Celeste haar hand opgesteek en gesê, asseblief kan ek haar werk vir julle doen in die tyd wat sy weg is. Ja. En so Celeste van Wyk, ek weet nie of ons 'n foto van haar het nie. Ons het nie 'n foto van haar nie, ons sal haar op 'n later stadium voorstel. Sy gaan die administrasie doen wat Natasha gedoen het. So sy gaan net 'n gedeelte van Natasha se werk doen. Baie van die res van haar werk is verdeel tussen die ander 10 personeellede en 'n paar volunteers. Dankie julle almal. So gesels gerus met my as jy nie weet waartoe om te gaan nie, as jy iets na Natasha toe sou gaan vir dit. Maar ons sal Celeste aan julle voorstel. Dis net vir Celeste belangrik dat julle moet besef sy is nie Natasha nie. En sy's 'n volunteer. Daar's ook agter op die blaadjies 'n nuwe kantoornommer, as julle enige vrae het, dan kan julle dit net soontoe stuur. Great. Dankie. Natasha, kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U vir ons 'n gemeenskap gee, dat U vir ons verantwoordelikhede gee, dat U vir ons geleenthede gee om U te dien en mekaar te dien. Ons dankie dat ons vanoggend die geleentheid het om vir Natasha dankie te sê en haar nie op te dra, Vader. Dankie vir die werk wat sy soveel jare vir ons as 'n gemeente al gedoen het, die liefdevolle en bekwame manier waarop sy ons as 'n gemeente dien. Vader, dankie vir die energie wat U vir haar gegee het, die hart wat U vir haar gegee het, die persoonlikheid en die skills wat U vir haar gegee het. Vader, ons wil haar graag aan U opdra vanoggend en vir die volgende paar maande wil ons vir U vra, sal U haar genadig wees? Sal U haar help om werklik U liefde te ervaar, om op 'n diep manier te rus, om haarself beter te leer ken, U beter te leer ken, haar man weer op 'n liefdevolle manier beter te leer ken. Vader, sal U genade so duidelik sigbaar wees in die tyd wat sy weg is, dat sy kan getuig van die goedheid teenoor ons. En so Vader, soos wat sy sê, daar dinge is in haar lewe wat sy al reeds kan sien, wat 'n uitdaging gaan wees in die tyd wat sy nie werk nie. Bid ons dat U vir haar genoeg sal wees, dat U haar sal die onderskeidingsvermoë gee om te besef wanneer sy haar identiteit wil vind in haar werk, sal jy haar vrymaak daarvan, sal U liefde haar definieer, Vader, asseblief, en sal jy haar vol energie en planne en ywer en liefde terugbring vir ons in 3 maande se tyd. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie Natasha. Vriende, ek gaan ons gedagtes vanoggend probeer fokus deur 'n Psalm vir ons saam te lees. Hierdie wêreld is God se. Alles wat ons kan sien rondom ons behoort aan God en ons behoort aan God. God het ons gemaak. As ons Christene is, het hy ons vrygekoop. Ons lewens behoort aan God. En ons vind ons waarde, soos wat Natasha nou ook gesê het, sy wil graag haar waarde meer vind in wat God van haar dink as die werk wat sy kan doen vir hom. En so ek gaan net vir ons 'n Psalm lees of 'n uittreksel uit Psalm 110 en Psalm 19 om ons gedagtes te fokus op God voordat ons na hom toe kom in sang. En so Psalm 110 vers 3: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Besef dit, die Here is God.
Hy het ons gemaak, ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Laat ons hom aanbid, hy wat alles goed gemaak het. Kom ons prys God, dat hy alles vir ons goed gemaak het. Dankie Elof. Julle staan saam en skop ons af met daai in ons gedagtes. And all that's above, praising you, angels in heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praising the sun, moon, and bright shining stars. Praising you, heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great
Goeiemôre. Goeiemôre Ligpunt, goeiemôre vriende en familie, gaste. Dit is goed om julle hier by ons te hê vandag. Vriende, soos wat daar vroeër genoem was, is vandag spesiaal want ons gaan vandag 'n paar ligpunters doop en 'n paar ligpunters eintlik so klein bietjie aan die jonger kant, maar wel geloofsdope vanoggend. En so, ek wil graag vir, ek weet nie waar hulle nou sit nie, vir Daniel en vir Mia en vir Leila vra om saam met my voor te kom staan, maar dan ook enige van die ander kinders, julle van die jonger kinders wat hier is, as julle hier wil kom sit hier voor, sodat julle van nader af die doop kan aanskou, sal dit goed wees, en so kom sit gerus almal hier voor. As jy ouer is en jy wil ook hier voor sit, is jy ook seker welkom. Reg so vriende, ons gaan in 'n oomblik van nou af gaan ons doop, maar wat ons altyd doen hierso voordat ons doop is dat ons wil net 'n oomblik neem om te gesels oor Ligpunt se wat ons noem 'n parallelle doopbeleid. En so gee my net 'n oomblik om vinnig dit te verduidelik, juis vir die wat dalk die eerste keer hier by ons is. Vriende, hier by Ligpunt het ons wat ons noem 'n parallelle doopbeleid. En wat ons daarmee bedoel is dat ons by Ligpunt is een gemeente, een geloofsfamilie. En ons is almal lief vir Jesus, ons het almal 'n begeerte om gehoorsaam te wees aan Jesus. Ons almal glo God se woord en ons almal glo dat die doop is ontsaglik kosbaar. Is een van die 2 sakramente wat Jesus vir sy kerk gelos het. Maar vriende, wanneer dit kom by ons as Ligpunt, by ons verstaan oor vir wie die doop is die doop daar vir gelowiges of is die doop vir gelowiges as ook vir hulle kinders? Wel, dan kom ons by verskillende geloofs oortuigings. Ons kom by verskillende gevolgtrekke hier by Ligpunt. Let wel asseblief, ons is nie relativisties hieroor nie. Ons sê nie dat die doop is nie ernstig genoeg nie, dit maak nie saak nie. Ons sê nie eers daarmee dat almal is ter gelyke tyd reg in hulle posisies nie. Maar wat ons wel sê is dat gegeewe die feit dat vir die laaste 2000 jaar kon die kerk nog nie ooreenstem oor die doop nie. En alhoewel daar goeie getroue gelowiges aan beide kante van die dooplyn gestaan het. Maar meer belangrik is dit gegeewe die feit, vriende, dat die Nuwe Testament is kristalhelder oor hoe belangrik eenheid in die plaaslike kerk is. Is ons hier by Ligpunt, is ons bereid om onder dieselfde dak as een geloofsfamilie ons verskillende geloofsoortuigings saam uit te leef. Ek gaan nie meer daaroor nou sê nie, maar indien jy dalk enige verdere vrae het, kan jy met my na die tyd of met enige van die ander ouderlinge meer daaroor gesels indien jy sou wou. Maar kom ons gesels net gou vinnig saam oor wat is dit wat ons oor saamstem. Hoor weer die bekende woorde, ons het laasweek na hierdie teksgedeelte gekyk, van Jesus, Matteus 28. Jesus aan die einde van Matteus sê die volgende bekende woorde. Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde, gaan daarom na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek aan julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En so, vriende, hier dan die rede vir die doop. Die rede vir die doop, 3 V's in die eerste plek, is dat Jesus sê vir ons, dat in die doop is dit die manier wat ons in die eerste plek onsself met die evangelie, kan ons die evangelie beter verstaan, dit is 'n geskenk aan ons om die evangelie beter te verstaan. Die doop tweedens is 'n wonderlike geskenk sodat ons onsself met daardie evangelie kan vereenselwig. En dan derdens is die doop aan ons gegee sodat ons daardie evangelie aan die wêreld om ons kan verkondig. Maar in terme van hoekom juis, en ek weet nie kinders of julle al ooit gewonder het, maar hoekom water? Hoekom is die doop 'n ding waar ons in water moet ingaan en uit water uit moet kom? Wel, 'n verdere 3 prentjies wat die Nuwe Testament vir ons sê. Die eerste prentjie sê die Nuwe Testament vir ons, Handelinge 22 vers 16 sê vir ons
dat die doop kommunikeer, en dit is wat waar is van Daniel en van Bea en van Leila vanoggend. Die doop kommunikeer dat die wat hulle geloof in Jesus plaas, net soos as jy in 'n bad sou gaan om skoon gewas te word, is die doop kommunikeer dat Jesus, deur geloof in Jesus, kan ons van ons sondeskuld skoon gewas word. Die tweede prentjie wat die Nuwe Testament vir ons gee, Romeine 6, sê dat die doop kommunikeer, illustreer, dramatiseer vir ons Jesus se dood en Jesus se opstanding. En dat elkeen soos hierdie 3 vandag hier wat in Jesus glo, is 'n mense wat saam met Jesus gesterf het, saam met Jesus opgestaan het. Derde prentjie, laaste een is 1 Petrus 3 vers 18. Petrus sê dat elkeen wat in geloof in Jesus, hulle geloof in Jesus plaas, is soos Noag en sy gesin wat binne in daardie ark weggekruip het toe die waters van oordeel gekom het. En so kommunikeer hulle doop vandag dat deur hulle geloof in Jesus is hulle mense wat binne in Jesus skuiling vind en hulle hoef nie die waters van God se oordeel mee te vrees nie. En so vir daardie rede gaan ons vir Daniel en vir Mia en vir Leila doop. As ek julle kan vra vir julle 3 om hier bo by my te kom staan, sal dit wonderlik wees. Nee, nog enetjie op asseblief. Asseblief. Daniel, Mia en Leila, ek wil vir julle hierso voor almal wat vandag hierso is, wil ek julle 3 vragies vra en ek wil graag hê julle moet so hard as wat julle kan en so saam as wat julle kan dit asseblief antwoord. En so Daniel en Mia en Leila, die eerste vraag aan julle is dit wat juis die doop hierso kommunikeer vandag. Eerstens, glo julle die evangelie? En laat ek net hierso vinnig vir almal net weer herinner wat daardie evangelie is. Die evangelie vriende sê vir ons dat God het in die persoon van Jesus mens geword, hy het die perfekte lewe kom lewe. Jesus het in die plek van sondaars op die kruis het hy kom sterf. Hy het uit die dood uit opgestaan, hy het opgevaar, hy regeer nou as koning en hy kom eendag terug. Dit is die evangelie. Glo julle daardie evangelie? Wat is julle antwoord hierop? Wonderlik. Tweede vraag wat ek aan julle wil vra is Daniel, Mia en Leila. Bely julle of erken julle dat julle het vir Jesus nodig? Erken julle dat julle het vir Jesus lief? Het julle 'n begeerte om saam met Jesus die lewe van hier af vorentoe aan te pak? Wat is julle antwoord hierop? Wonderlik, wonderlik. En dan derdens, soos wat 'n mens gedoop word, word mens ook binne in 'n kerkfamilie ingedoop. Jy word in 'n kerk ingedoop. En so is julle bereid om ons in te nooi in julle lewens in, sodat ons saam met julle hierdie paadjie kan loop, soos wat julle nou op 'n nuwe gedeelte van julle lewens nou saam met Jesus gaan wandel, is julle bereid dat ons saam met julle die paadjie loop en dat ons julle op tye kan aanspoor en op tye julle kan aanmoedig om aan te hou agter Jesus aan te stap. Is julle bereid dat ons saam met julle daai paadjie stap? Wonderlik. En dan Ligpunt, daar's ook natuurlik 'n verantwoordelikheid vir ons in die doop. En so Ligpunt kan ek ons vra, is ons as gemeente bereid om hulle te verwelkom in ons geloofsgemeenskap in, dat ons hulle sal aanspoor en aanmoedig om aan te hou agter Jesus, sterk aan te loop. Ligpunt, sal ons ook daai taak vervul? Wonderlik, wonderlik. Wel, ons gaan dan doop. Leila, ek gaan met jou begin. So kom, ons gaan af. Soontoe. Gee my jou hand. Hoe is daai water? Ek het nie eens gevoel nie. Dis nie baie koud. Kom ons draai om en kyk jy na daai kant. Leila, ek weet dat jy het al vir 'n lang tyd eintlik uitgesien na hierdie dag. En so Leila, aan die hand van jou geloofsbelijdenis vandag hier voor God en sy gemeente, in die naam van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees, Leila, doop ek jou nou. Saam met Jesus het jy gesterf. En saam met Jesus het jy opgestaan, gaan lewe nou vir hom.
Mia, aan die hand van jou geloofsbelijdenis vandag hier voor God en sy gemeente, in die naam van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees word jy gedoop. Mia, saam met Jesus het jy gesterf. Saam met Jesus het jy opgestaan en gaan lewe nou vir hom. Vriende, Jaco Neveling is een van die ouderlinge ook hier by Ligpunt en dit is 'n wonderlike geskenk vir hom dat hy die geleentheid kan hê om sy eie seun vandag te doop. So ek gaan die mikrogolf. Dan gaan ons geskok word. Ek gaan die mikrofoon vir ons vashou en Okay, Daniel, aan die hand van jou geloofsbelijdenis wat jy sopas vir almal gegee het en gesê het, doop ek jou nou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Saam met Jesus het jy gesterwe. Saam met Jesus het jy opgestaan. Gaan lewe nou vir hom. Vriende, ek wil vir ons bid en so kom ons sluit die oë en dan dra ons hulle aan die Here op en dan bid ons ook vir ons res van ons tyd saam vanoggend. Ja Vader, ons loof en ons prys U vir die werk wat U uiteindelik doen deur die Gees. U is die een Heer wat in elkeen van ons lewens en so ook in Daan en in Mia en in Leila se harte gewerk het. U is die een wat deur die Gees vir hulle gewys het hoe pragtig Jesus is en hoe kosbaar hy is. En dat hy die koning van alle konings en die verlosser van die mensdom is. Heer, ons dankie daarvoor. En Vader, ons dra nou vir Daniel en vir Mia en vir Leila nie op. En ons vra o Heer dat U van hierdie oomblik af vorentoe op 'n besonderse manier saam met hulle hierdie paadjie sal stap. Here, help hulle elke dag om agter Jesus aan te loop en Jesus te vertrou en Jesus te gehoorsaam en Jesus te verteenwoordig in hierdie wêreld. En ek bid ook Vader vir ons as 'n kerkfamilie, dat ons vir hulle lief sal wees, en dat ons hulle sal ondersteun en hulle sal aanspoor en aanmoedig om vir Jesus te leef. So Here, wees met hulle en wees met ons as 'n geloofsfamilie. Ons Vader, dan dank ons ook U vir die res van hierdie oggend saam. En ons bid en vra o Heer, kom wees met ons in Jesus naam. Amen. Dankie julle, terwyl die kindertjies nou na hulle klasse toe gaan en almal wat gedoop het, lekker droog kan gaan aantrek, gaan ons nog 'n lied sing, maar voordat ons dit doen, julle wil ek net ons harte rig. Soos wat hulle nou lekker besig hier uitgaan, voel ons harte ook partykeer, nê, onrustig, besig en aan die gang. En ons jaag deur ons dae en ons voel so oorweldig deur al ons to-do lists wat ons moet doen. En alles wat ons dink ons moet bereik. En dan meet ons waarde en ons produktiwiteit aan hoe goed ons alles gedoen het wat ons moes gedoen het, nê. En die probleem is wanneer ons tekort skiet en ons skiet elke keer tekort. Niemand van ons kry al ons goedertjies altyd gedoen so goed soos wat ons wil nie. Dan voel ons moedeloos. En ons is nie lekker lus vir die volgende dag nie en ons het net nie meer hoop nie. En ons vergeet, dink ek, dat ons eintlik mense is van die ewigheid en nie mense van die horlosie nie. Soos wat ons nou gesien het, julle mense, kinders, wat wonderlik wat hulle geloof in die Here bely het en wat bely dat hulle rus in die Here en in Jesus se gedane werk. Dat hulle nie deur die dag hoef te hardloop nie, maar kan rus in Jesus se gedane werk. Kom, ons staan dan nou ook en ons sing dit ook. Ons meet nie onsself aan ons produktiwiteit, aan ons dagboeke, aan alles wat ons kon regkry nie, maar aan dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. So staan saam met ons en ons sing hierdie volgende lied. Costly ones of love.
Môre julle. Ek lees vir ons uit Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. Goeiemôre Ligpunt. Dis 'n goeie oggend. Altyd lekker om die doop so waar te neem, is altyd bemoedigend. Baie welkom aan almal, aan ons gaste wat hier kom kuier veral oor die lang naweek. My naam is Johan van Aswegen. Ek is 'n ouderling wat voltyds hier werk by Ligpunt en dis 'n voorreg om vanoggend vir julle te kan preek. Julle kan hoor dat ek die eerste verkoue van hierdie winter gevang het. Maar niks wat so 'n bietjie genpyn nie kan oplos nie. En natuurlik baie gebed. As ek klink soos 'n donkie met 'n toeneus op tye, vergeef vir my asseblief. Ek is nog steeds baie opgewonde en glo juis Satan het 'n paar houe my kant toe gestuur hierdie week, omdat hierdie boodskap belangrik is vir ons om te hoor. Ek skop hierdie nuwe reeks vir ons af. Dit gaan oor tyd. Julle sal sien, kwaliteit, die klem op tyd. Hoe ons as gelowiges moet dink oor tyd. Hoe ons tyd behoort te spandeer en hoe ons dit nie moet spandeer nie. In hierdie reeks gaan ons dink oor spesifieke areas en praktiese maniere waar ons die beste gebruik kan maak van ons tyd. Julle dink ek gaan saam met my verbaas wees, net soos wat ek deur hierdie goeters gekyk het en gedink het, hoe baie die Bybel eintlik vir ons te sê het. Oor die sekondes, die minute, die ure en dae, die maande en jare wat elke oomblik verby ons te beweeg. Ons baie wat die Bybel vir ons te sê het oor ons tyd. Ons gaan kyk na stilte tyd, rustyd, skermtyd en heelwat meer. Ons hoop is dat dit 'n relevante reeks sal wees waarby julle juis familie en vriende nu toe kan nooi. Dat dit ons sal uitdaag en opbou, maar ook sal spreek tot die atmosfeer en die lewe en die besige seisoen waarin ons onsself vind hier in die stad van Pretoria. Maar vanoggend skop ons die reeks af met 'n inleidende preek getiteld Prioriteit. Die belangrikheid van tyd. Efesiërs 5 vers 16, nie net om die beste te maak van jou tyd nie, maar soos wat julle sal sien in die skrif, om ons tyd uit te koop. Kom ek bid vir ons en dan spring ons in en kyk wat God se woord vir ons wil sê vanoggend. Almagtige God, Vader, seën ons met u woord vanoggend. Praat 'n skerp en duidelike woord aan ons. Maak ons harte oop om dit te ontvang. Sal u vir my die vermoë gee, volmaak met die Gees om duidelik te praat, met krag en autoriteit te praat. U krag, u autoriteit. Nie omdat ek waardig is nie, maar omdat ek alleenlik deur die bloed van Jesus waardig gemaak is. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ligpunt, ons lewe in 'n wêreld wat terselfdertyd behep is en vreeslik bang is vir tyd. Tyd is iets wat elkeen van ons mee worstel. Dit is eintlik 'n universele wêreldwye worsteling. Elke nasie, elke kultuur, elke geloof moet 'n antwoord hê vir hoe ons binne in die streng, beperkende gewigte en grense van tyd behoort te leef. Daar's 'n lied geskryf deur Pink Floyd wat so goed hierdie worsteling wat die wêreld mee sukkel, sit woorde aan hierdie worsteling van tyd se beperkende grense. Lees saam hierdie woorde. Ticking away the moments that make up a dull day. You fritter and waste the hours in an offhand way, kicking around on a piece of ground in your hometown,
tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain. And you are young, and life is long, and there's time to kill today. And then one day, you find 10 years have got behind you. No one told you when to run. You've missed the starting gun, and you run, trying to catch up with the sun, but it's sinking. Racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Every year is getting shorter, and you never seem to find the time. Still waiting for someone or something to show you the way. Hierdie is swaar. Tyd is swaar. Maak nie saak wie ons is, wat ons glo, gelowig of ongelowig nie, ons almal sit onder die swaar gewigte van tyd wat nooit ophou om verby ons te beweeg nie. As ek kyk na my eie lewe of ek kyk net so 'n bietjie om ons in die stad, hier is 2 voorbeelde van hoe ek die swaar gewigte van tyd sien op ons lewens. Ons almal worstel met tyd in hierdie 2 opsigte, met of spyt soos ons terugkyk, of angs soos ons vorentoe kyk. Dikwels beide. Spyt soos ons terugkyk na verlore tyd, gemorste tyd, gebroke tye waar ons wens ons kon teruggaan om net iets oor te doen. Ek wou dit nie doen nie, ek sal dit nooit weer doen nie, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Maar tyd is swaar. Jy kan nie teruggaan nie. Tyd beweeg aan. Tyd los jou met die nagevolge waarmee jy nou moet lewe. Of angs oor wat kom. Altyd onseker, altyd gejaag, altyd moet ek perfek beplan om elke oomblik perfek te benut wat verby my beweeg. Beplanning, kalenders, vergaderings, produktiwiteit. Te bang om te rus. Te bang om een oomblik te mors. Te angstig oor wat kom. Die punt is, soos in ons lied, we are all waiting. We are all waiting for someone or something to show us the way. Hoe lewe ek onder die streng beperkende grense van tyd? Vanoggend wil die Bybel vir ons die antwoord gee. Spesifiek vanoggend is daar goeie nuus. Die evangelie wil hierdie swaar kettinge van tyd van ons afhaal. Die evangelie wil ons verlos van die swaar kettinge van tyd. As julle gou saam met my op julle blaadjies sal kyk na die teks, dit is kort, maar ryk verse hierdie. Paulus se argument is eintlik baie eenvoudig. Hy sê, gegeewe die gebroke wêreld waarin ons lewe, koop uit jou tyd en lewe wys. Net dit. Gegeewe die gebroke wêreld waarin ons lewe, koop uit jou tyd en lewe wys. Ons wil so 'n bietjie van agteraf begin en net 3 eenvoudige punte hierdie argument van Paulus uitpak. Ons wil begin deur te praat oor God en tyd. Daai spesifieke frase daar waar hy praat van omdat die dae vol boosheid is. Dan wil ons na die evangelie toe gaan en hoor die evangelie en tyd, koop uit jou tyd, daai frase daar. En dan laastens wil ons 'n bietjie kyk aan toepassing. Hoe lewe ons in die lig van die wyse lewe en tyd? Kom ons spring in die eerste punt in hierso. God en tyd. Die Engels sê because the days are evil. Skus, verskoon my. Net seker maak hulle is okay. Lyk my daar het iets gebeur. Geen net 'n oomblik. Lyk asof daar hande is wat help. Ek weet nie wat het gebeur nie. Iets het gebeur. Ek gaan vir ons 'n kort gebed opsit vir die individu en dan vertrou ons dat daar hande is en dat die Here daar sal voorsien.
Kom ons bid saam. Here, ons weet nie wat het nou net gebeur nie, maar ons weet die tyd, ons lewens, hierdie goeders is fragile. En so asseblief, Vader, sal U nou U hand uitstrek en daar ondersteun, daar voorsien en daar wees. Die regte hande wat daar nodig is, sal U hulle voorsien om daar met wysheid op te tree en sal U hulp voorsien. En sal U hand en die Gees bewaar en daar genesing bring. Asseblief, liewe Heer, ons vra U hulp. Amen. Ons eerste punt hier, God en tyd. Die engel sê daar, because the days are evil. Omdat die dae waarin ons lewe bose dae is, vir hierdie rede, sê Paulus, moet ons mooi dink oor ons tyd. Tyd vir hierdie rede moet uitgekoop wees. Paulus verwys nie bloot hier na net Efese toe as 'n stad wat boos was nie, al was dit. Dis groter. Hy verwys na bose dae, as 'n era van boosheid waarin ons almal woon, waarin Satan en sonde reeds en nog steeds baie mag het. Hy verwys na 'n atmosfeer van boosheid waarin ons almal lewe. En ons weet hy verwys daarna want hy het dit reeds gesê in Efesiërs 2. Lees saam, hy het gesê, julle was dood in julle oortredinge en sondes waarin julle wanneer vore geleef het. Volgens die bose lewenswyse, dieselfde woord van hierdie wêreld. Volgens die heerser wat mag uitoefen in die lig. Die gees wat nou aan die werk is onder die kinders van ongehoorsaamheid. Hierdie bose dae is groter as wat ons dink. Dis 'n atmosfeer, dis 'n era waarin ons lewe. En om regtig te verstaan wat hierdie era is en waar dinge verkeerd gegaan het, moet ons teruggaan Genesis 3 toe. Ons moet altyd teruggaan Genesis 3 toe. Die oorsprong van hierdie bose dae. Die tyd en plek waar God sy oordeel uitgespreek het oor sondige mens. Die storie van Genesis 3 gaan so, die mensdom was goed geskape. Goed geskape in God se beeld, om in God se plek sy skepping te geniet en vir God self te geniet. Vir ewig. Vir ewig. Ons was geskape buite die beperkings van tyd, vir ewig. Genesis vertel ons dan die storie van hoe ons as die mens gerebelleer het teen God. Ons wou nie lewe onder sy goeie heerskappy nie, ons wou self bepaal wat goed en reg is. Ons het 'n vrug gekies bo God. Ons het onsself gekies bo ons Skepper. En so, gegeewe daai keuse, toe word ons geskei van God af. Geskei van die goeie lewe af binne in sy tuin, binne in sy teenwoordigheid. Die presiese woorde wat God hier uitspreek is, now least mankind reach out and take also of the tree of life and eat it and live forever. Therefore now the Lord sent him out of the Garden of Eden. God het beloof dat as ons die vrug eet, gaan ons doodgaan. En so na die sondeval toe die wiele van die skepping afkom in elke opsig, baie vinnig het God vir ons begin wys wat bedoel hy met hierdie doodgaan. Ons lees van die eerste moord in Genesis 4. Kaan vermoor sy boetie Abel. En nie net moord nie, maar verder leer ons wat beteken hierdie dood. In Genesis 5 lees ons hierdie geslagsregister. Dit is eintlik ongelooflik. Ons lees hierdie refrein oor en oor. Thus, all the days that Adam lived were 930 years and he died. Thus, all the days of Seth were 912 years and he died. Thus, all the days of Kenan were 910 years and he died. Thus, all the days of Mahalalel, I think dis reg, 895 years and he died. Thus, all the days of Jared were 962 years and he died. En so gaan dit aan al die pad na Noag toe. Hier's wat ons leer. Die dood bestaan nou. Aan die een kant gaan sonde mense se tyd kortknip, soos die moord wat plaasgevind het. Abel het nie sy volle dae uitgelewe nie. Sonde het sy tyd kort geknip. Maar aan die ander kant leer ons, al lewe jy al jou dae 100%
van ons gaan steeds doodgaan. Niemand kan die dood meer vryspring nie. And he died. And he died. En so word and he died die storie van elke liewe mens. Daar hang nou oor elke liewe persoon se kop 'n horlosie. Elke oomblik en elke sekonde word daai horlosie se tyd al minder tot die dood ons neem. Hier's wat ons leer van Genesis en van Paulus se bose dae af. Hier's wat ons leer. Tyd was God se oorspronklike oordeel oor 'n sondige mens. Hierdie bose dae waarvan Paulus praat, dit leer ons dat tyd eintlik deel is. Dit is deel van God se beperking oor 'n sondige mens. Ons ervaar die swaar kettinge van tyd. Ons ervaar spyt en angs. Ons ervaar tyd as iets wat verby ons glip. Iets wat ons so erg aan wil vashou. Ons ervaar tyd as iets wat verlies bring. Die pyn van ouderdom, want tyd is die dood se regterhand. Tyd doen dit. Tyd bring die dood al nader. Ligpunt, ons worstel met tyd. Wêreldwyd worstel almal met tyd. Ons haat tyd. Hoekom? Omdat dit nie is waarvoor ons oorspronklik geskape was nie. Die teoloog Johannes Calvin het gesê, God has given all men some sense of eternity, that they may understand they were not created for this fleeting life, but for immortality. Ons stoei met tyd. Elke dag voel ons die ongemak van tyd wat verby ons beweeg, want diep binne ons weet ons daar is meer. Daar is iets wat ons verloor het. Tydelikheid herinner ons elke dag dat iets groot fout is met die wêreld. Tyd is God se oordeel. Maar daar is baie genade in sy oordeel. Daar is baie genade in God se oordeel. Imagine 900 jaar van hierdie gebroke lewe. Imagine 'n ewigheid van sonde en siekte en teleurstelling. Nee, dankie. My kort lewe is genoeg vir my om te besef, hierdie is nie my huis nie en ek kort verlossing. Ja, tyd is God se oordeel, maar ons baie genade in sy oordeel. Wanneer ons sien dat ons lewe kort is, snaaks genoeg, soos alle pyn en lyding, baie keer bring dit die beste uit ons uit. Dit nederig ons. Ons begin dink aan wat regtig saak maak. Ons begin dink oor die lewe na die dood. Ons begin dink oor God, oor sonde. En hierdie goed is bedoel om ons te dryf, baie keer vir die eerste keer. Soos ons op ons doodsbed lê en ons sê daai gebed op vir die eerste keer. Hierdie goed is bedoel om ons te dryf na God toe. Die dood is bedoel om ons te laat wakker skrik, om ons nigter te maak. Los van al die illusies van die wêreld wat jou wil oortuig jy gaan vir ewig lewe. Daar's baie genade in hierdie straf. Ligpunt, almal soek meer tyd. Alles van plastic surgery tot obsessies oor oefen en gesondheid, tot die uiterste Elon Musk wat die mens wil integreer met tegnologie sodat ons langer kan lewe. Almal soek meer tyd. Ligpunt, hoor asseblief, Adam het 900 plus jaar gelewe. 900 jaar. En nie net was dit steeds minder as vir ewig nie. Nee. 900 jaar is baie kort in vergelyking met vir ewig. Maar die punt is, sonde heers in hierdie wêreld. Ons lewe in bose dae. En meer tyd is nie wat ons nodig het nie. Inteendeel, Genesis maak die punt, ons sondige natuur bewys, hoe meer tyd ons het, hoe meer daarvan mors ons. Hoe meer daarvan gebruik ons om onsself trots te verhef asof ons God is. Hoe meer daarvan gebruik ons om weg te beweeg van God af, nie na hom toe nie.
Meer tyd is nie wat ons nodig het nie. Ons kort verlossing. Ons kort verlossing. En dit bring ons na ons tweede punt toe. Die evangelie en tyd. Die evangelie en tyd. In Efesiërs 5 vers 16 lees ons koop uit jou tyd. Die Grieks hier is letterlik to redeem, exagorazo. Dit is vir ons om tyd te verlos, om waardevolle mintyd los te koop van alles en almal wat daai tyd van ons af wil wegneem. Paulus kies 'n baie gelaaide woord hierso. Dis presies dieselfde woord wat hy gebruik om ons redding te beskryf. Galasiërs 3 vers 13. Christ has redeemed us, selfde woord, exagorazo. Redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Paulus gebruik hierdie woord, want daar is vir hom 'n belangrike woordspeling hier. Vir ons om, hy wil eintlik twee goeie sê, dis woordspeling. Hy wil twee goed vir ons sê oor tyd. Die eerste ding wat hy vir ons wil sê oor tyd, is die obvious ding. Koop uit jou tyd, want tyd is belangrik. Tyd is belangrik. Die wêreld om ons is 'n gierige plek, wat op 1000 fronte jou tyd wil vat, en op plekke jou tyd wil besit. Hulle sê, vandag lewe ons in 'n attention economy. 'n attention economy. Almal soek jou aandag, want deur ja te sê vir hulle, sê jy nee vir iets anders. En deur ja te sê vir hulle, kan hulle 'n mooi advertensie daarop gooi en geld maak uit jou aandag uit jou tyd uit. Ons sonde en die versoekings daar buite, dit werk alles saam om jou kosbare tyd te wil mors. En tyd is nie iets wat ons kan terugkry nie. Wanneer dit weggegee is dit weg. Dit is weg. Daar is geen refund policy op jou tyd nie. Jy kan nie teruggaan en sê, ek wens ek het nie hierdie spandeer nie. Hier is my slippie. Asseblief. Ek wens dit was so, maar dit is nie. Paulus sê, koop uit jou tyd, beskerm dit, doen wat jy kan om dit te beskerm. Die Engels hier kommunikeer dit goed in die ESV, making the best use of time. Maar tweedens wil Paulus nog iets kommunikeer, iets baie dieper. Paulus wil letterlik hê, ons moet ons tyd verlos, deur dit te sien, deur die lig van wat Jesus vir ons gedoen het, deur die lense van die evangelie. Onthou, Efesiërs hoofstuk 1 tot 3 gaan net oor ons redding. Die eerste deel van Efesiërs gaan net oor ons redding. Hy pak daaruit die eindelose diepte van God se liefde vir almal wat in Jesus is. Dis Efesiërs 1 tot 3. En dan eers die stuk waar ons nou in is, Efesiërs 4 tot 6, dan beklemtoon Paulus in die lig van jou redding, hier is die nuwe leefstyl wat ons behoort te lewe. En so, hoekom kies Paulus hierdie spesifieke woord? Hy kies exagorazo, hy kies hierdie spesifieke woord, want dit bring die evangelie, wat hy reeds baie inkop spandeer het in hoofstuk 1 tot 3, in hierdie opdrag in. En dit is veel belangriker as wat ons dink. Ligpunt, as ons net kyk na die oppervlakkige opdrag, om die beste te maak van jou tyd, sonder die evangelie, sonder exagorazo, sonder die evangelie, dan kan ek vir nog 20 minute praat, met baie praktiese voorbeelde, oor hoe ons almal ons tyd mors. En al wat ons gaan hoor vanoggend, is hoe sleg ons is, hoe sleg ons tyd spandeer, en al waar dit ons almal gaan los, is meer angstig en meer spyt. Van ons gaan hier uitstap met 'n sterk gevoel van ek moet my sokkies optrek, ek gaan op die produktiwiteitstrein klim, ek gaan die beste beplanning moontlik doen, ek gaan al die kalenders en to-do apps aflaai, ek gaan sommer die 5 AM boekie koop, 5 AM club boekie, ek gaan vroeër opstaan, sodat ek elke minuut kan benut, besig, koop uit die tyd, Paulus het mos gesê. Ander van ons gaan nie uitstap met meer spyt, nie minder nie. Spyt
Want in hierdie verskillende fases van die lewe kyk ek terug en kyk wat se fout het ek gemaak. Kyk hoeveel van my tyd het ek gemors. Kyk hoeveel van hierdie kosbare non-refundable hulpbronne het ek gemors. Daar's veral 'n verskriklike versoeking soos wat ons in ons 40's ingaan. Nie dat ek daar is nie, maar ek weet, soos wat ons in ons 40's ingaan, is daar verskriklike spyt. Amper 'n midlife crisis van jy kyk na jou lewe en jy vra jouself, is dit al wat daar is? Hoe kon ek soveel van my tyd spandeer het? En die punt is, as ons hier uitstap met net daai oppervlakkige opdrag, eerste, as ons hier uitstap met meer angs en meer skuld, meer van 'n trek my sokkies op mentaliteit, dan sien ek geen verskil tussen ons en almal buite in die wêreld wat obsessief is oor tyd nie. Ek sien geen verskil nie. Is dit wat Paulus hier sê? Is dit wat Paulus hier sê? Nee, natuurlik is tyd belangrik, natuurlik. En natuurlik kan ons almal erken, dis nodig vir ons om dit te hoor. Ons kan almal ons tyd beter spandeer, maar, massiewe maar, wat die verskil gaan maak, wat ons verstaan van tyd werklik gaan transformeer, is nie die opdrag nie, maar dis die evangelie. Dis hoofstuk 1 tot 3. So ek sê dit weer. Paulus wil nie net hê ons moet tyd as belangrik ag nie. Hy wil hê ons moet ons tyd vrykoop deur die evangelie van Jesus. En hy doen dit in Efesiërs. Efesiërs het van die ongelooflikste stellings in die hele Bybel oor ons redding. Paulus gebruik hierdie gelaaide woord, want hy wil ons harte en ons koppe terugvat na die evangelie toe. En so hier is dit. Hier is die evangelie. Efesiërs hoofstuk 2 vers 3 tot 7. Hoor die goeie nuus. You were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, in our sins, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised up with Him, and seated, and He seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Los vir 'n oomblik daai slide op. Kom ons praat net gou deur die goeie nuus van die evangelie. Ons lees hier dat ons geestelik dood was, ons elkeen, children of wrath, vasgevang in sonde en 'n nuttelose gemorste lewe. Dit is die pad waarop ons was, 'n nuttelose gemorste lewe. Vinnig op pad nêrens heen nie. Maar God. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, Hy het ons in Christus vanuit hierdie geestelike doodheid opgewek. En in sy redding, in Christus, is ons nou so veilig, so gered, so vergewe, dat Paulus nou kan sê, we are right now seated with Him in heavenly places. Ligpunt, die evangelie is redding deur plaasvervanging. Jesus se guns in die hemele word ons guns, soos hy alles op homself vat wat teen ons stel. Hy gaan dood sodat ons kan lewe. Hy dra ons sonde sodat ons sy heiligheid kan dra. Hy klim van sy troon af sodat ons op 'n troon kan sit vir alle ewigheid. Dit is redding deur plaasvervanging. Maar kyk na vers 7. Hier is eintlik waarby ek wil uitkom. Kyk na vers 7. So that in the coming ages, sodat hy in die komende eeue die wat in hom is, aan hulle wil hy sy oorvloedige rykdom van genade oor en oor en oor en oor betoon. Ek weet nie hoeveel van julle hoeveel eeue julle gaan lewe nie. Maar ek dink aan my 80 jaar, as ek dit tot 80 by gaan maak,
Dis nie eers 'n eeu nie. Hierdie komende eeue wys vir ons die ongelooflikste ding van God se liefde en sy redding. Ons word gered. Ons word gered vir 'n ewige toekoms. Van God se onophoudelike liefde en genade. Vanoggend wil ek hê julle moet die goeie nuus hoor van eternal life. Eternal life. Ek verstaan hoekom die wêreld lewe asof elke minuut verlore gaan. Vir die wêreld op buite gaan elke minuut werklik verlore, maar vir ons gelowige, weet jy, vir jou is daar eintlik 'n refund policy. Daar is. Sy naam is Jesus. En al mors jy jou hele lewe hier op aarde, Jesus se genade en vergifnis is van so 'n aard dat hy eendag gaan terugkom en hy gaan vir jou sê, hier is alle tyd. Daar's alle tyd vir jou. Hier is die ewige lewe vir jou. Vir die gelowige is tyd totaal en al verlos. Die vloek van die tyd en die dood is omgekeer van Genesis 3. Vir ons om te verstaan wat die evangelie is, vir ons om ons tyd te verlos is om te lewe in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het in die evangelie. Dis om te sien dat in Christus is ons nie net gered nie, maar ons het die lewe ontvang soos wat dit bedoel was. 'n Permanente Sabbat, 'n permanente rustyd met geen toekoms om oor angstig te wees nie en geen hede om oor spyt te wees nie, net een konstante hede gevul met genade, liefde en vreugde vir alle eeue. Kom Jesus, kom, ek's reg. Dankie, liewe Heer, vir hierdie. Hierdie is die verlossing van ons tyd, Ligpunt. Hierdie is die goeie nuus. Hierdie is wat ons moet glo. Hierdie is wat ons moet hoor. Hierdie bring ons na ons laaste punt toe. Die wyse lewe en tyd. Jy kan vir my sê, Johan, maar beteken dit ons kan nou doen wat ons wil? Beteken dit ons tyd maak glad nie saak nie, want Jesus gaan eendag kom en alles kom herstel en alle tyd vir my kom teruggee. Beteken dit ons kan nou doen wat ons wil? Die antwoord is nee. In vers 15 sê Paulus baie duidelik, let daarom sorgvuldig, carefully op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Lewe as wyses. Vers 17, om hierdie rede moet julle nie onverstandig lewe nie, maar probeer eerder verstaan wat die wil van die Here is. Hoe ons tyd hier en nou spandeer is belangrik. Die opdrag is baie duidelik, lewe as wyses. Paulus wil hier die punt maak. Hy wil hier die punt maak, die ewigheid maak ons tyd nie minder belangrik nie, die ewigheid maak ons tyd meer belangrik. Hoe ons tyd nou spandeer, maak saak vir alle ewigheid. So die vraag word dan, wat is hierdie wyse lewe? Wat is God se wil? Ons nie eintlik nou genoeg tyd om dit alles uit te pak nie. Om te vra wat is God se wil, is ons om te vra, kom ons lees gou die hele Bybel. Ek wens, ek kon alles gou vir julle uitpak van wat is God se wil. Om te dink aan liefde vir God, liefde vir mekaar, ons werk, ons vriende, ons familie, hoe om te rus. Al die goeders is God se goeie wil. En daar's soveel dinge wat goed is wat ek nie hier kan uitpak nie, maar die res van die reeks wil dit doen. Die res van die reeks wil vir ons sê, hoe lewe ons in die lig van die goeie evangelie? Hoe lewe ons in God se wil? Hoe behoort ons tyd te spandeer en nie te spandeer nie? Hier is maar net die eenvoudige punt wat ek wil maak, wat ek voor tyd het. Paulus sê vir ons in Efesiërs 1 presies wat God se wil is. Hy hou dit nie terug nie. Hy sê vir ons hier, lewe volgens God se wil, verstaan wat die wyse lewe is. Hy sê vir ons wat God se wil is. Vers 9. Making known to us the mystery of his will. Hier is dit. Ek maak aan julle bekend die misterie van God se wil. According to his purpose, which he set forth in Christ,
as a plan for the fullness of time, God se wil is to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth. God se ewige plan, sy wil, sy doel, is om alles in die hemel en op aarde in Christus, onder Christus te verenig. Geskiedenis beweeg na 'n plek toe. Dit beweeg na een doel toe, na Jesus toe. Daai dag waar elke knie gaan buig voor hom en die hele wêreld in en onder en deur hom vernuwe gaan word. Wat beteken dit? Dit beteken die wysste lewe, hierdie is wat dit beteken, die wyse lewe is 'n verloste lewe van vrede, maar is steeds doelgerig. Die verloste lewe, die wyse lewe is een wat vrede het, maar steeds doelgerig. Ek bedoel hiermee dat die evangelie kom en dit verlos ons van angs en spyt. En dit vervang angs en spyt met peace and purpose. Peace and purpose. Vrede, hoekom vrede? Vrede want diep in ons harte, as ons hierdie glo, dan hoef ons nie meer te lewe soos iemand op geleende tyd nie. Te vrede kom wanneer ons besef, daar's 'n oormaat van tyd wat vir ons lê en wag. Daar's 'n ewigheid van liefde en genade wat wag vir ons, 'n oneindige tydperk van Sabbatrus wat wag vir ons. En dit kan nie van ons af weggevat word nie. Vrede. Maar steeds purpose, nee, steeds 'n doel. Daar's nog steeds 'n doelgerigte lewe vir ons. God se wil is om alles, maar alles te verenig onder Christus. God se wil is om deur sy rich mercy, sy groot liefde, the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ, soos wat ons gelees het. God se wil is om deur ons daai goeie nuus te gaan bekend maak aan elke liewe persoon. Die wyse lewe, die manier om jou tyd uit te koop, om te weet wat die wil van die Here is om te lewe met die oog op die ewige lot van mense. Is om te lewe met ons oë op die ewige lot van alle mense. Dit is om ons tyd te gebruik om soveel as moontlik mense na Jesus toe te bring. Ligpunt, hoor asseblief, die Christen is 'n persoon wat behoort meer vrede te hê as enige ander persoon. Dis hoe veilig ons is. Dis hoeveel ons het in Jesus. Vrede op vrede op vrede. Maar ons is ook bedoel om mens te wees met 'n dryf in ons. 'n Doel in ons om die beste te maak van hierdie tyd. Nie omdat ons skuldig voel nie, maar omdat ons soveel ontvang het. Omdat ons 'n ewigheid ontvang het. Omdat ons so aangeraak is deur die genade van Jesus. Ons het ontvang, nie sodat ons kan terugsit en niks doen nie. Ons kort lewe op aarde. Ons kort lewe op aarde is daar gegee vir ons, sodat ons soveel mense as moontlik hemel toe kan vat. Want die realiteit is, so wonderlik soos wat die hemel gaan wees vir ons, wat vergewe is, so verskriklik gaan die hel wees vir elkeen wat verlore gaan, onder God se opregte straf. Dis die realiteit. Dis die tydperk waarin ons lewe. Hier is 'n tydperk van keuses, ewige keuses. Jesus verlos ons van ons stories van spyt en angs. Hy verlos ons. Hy gebruik daai stories van spyt en angs. Hy verander daai stories in getuienisse in. Elkeen van ons het 'n getuienis van verlossing, van sy genade en liefde wat deur in ons ingebreek het en ons lewens verander het. Jesus wil ons nou uitstuur met daai stories. Hy wil ons uitstuur met daai getuienisse. Hy wil ons uitstuur in 'n wêreld in wat nog steeds vol angs, vrees en spyt is. En hy wil hê ons moet daar ons verlossingsstories gaan deel. Daar is baie wat God se wil is vir ons en in hierdie reeks gaan ons dit uitpak. Maar die een ding wat staan bo alles, die
prioriteit van prioriteite vir God in hierdie tyd. Dink wat oor alles staan, sy wil oor alles, sy hoogste wil, is om die evangelie te gaan bekend maak, voor dit te laat is, voor die ewigheid hier is vir ons. John Piper het in 2000 'n baie kragtige vergelyking getrek om hierdie punt te maak. En hierdie vergelyking het 'n klein herlewing begin. Hy vergelyk twee pare mense. Hy vertel eers van twee sendelinge, Ruby Eliason en Laura Edwards. Hulle was in hulle 80's oorlede en hy sê, they spent all their life on one thing, to make Jesus Christ known among the sick and the poor in the hardest places in Cameroon. En toe is hulle oorlede. En hy vra die gehoor, is this a tragedy? Is this a tragedy? En hy sê, nee, this is glory, this is God's glory, this is glorious. En dan praat hy van die ander paartjie. Hy praat van Bob and Penny. They took an early retirement from their jobs in the northeast of America 5 years ago. He was 59 when he retired and she was 51, and they went to retire in Florida on a beach where they could cruise on their 30-foot trawler boat, play golf, and every morning they walked on the beach and they picked up seashells. Every morning. En dan vra hy sy gehoor, toe gaan hulle dood. Vra hy sy gehoor, is this a tragedy? En hy sê, yes, this is a tragedy. Hoekom? Because they will stand before the creator of the universe and they will give an account of their time. And all they will have to say to the Lord God Almighty is, here, Lord, look at my shell collection. Here, Lord, I've got a pretty good golf swing. Here, Lord, look at my nice boat. Sy woorde, nie myne nie. Die punt wat Piper maak is, in light of eternity, a wasted life is the greatest tragedy. In light of eternity, a wasted life is the greatest tragedy. Ligpunt, ek sê nie, ons mag nie die goeie gawes geniet wat God vir ons gee nie. Ek sê ook nie, ons moet almal nou gaan sendelinge word nie. Maar wat ek wel sê, is in hierdie kort lewe wat ons het, om daai tyd op jouself te spandeer, is 'n tragedie. Om daai tyd net op jouself te spandeer is 'n tragedie. Om hier en nou paradys te maak is 'n tragedie. Dit is 'n tragedie. Ek wil afsluit vanoggend met 'n uitnodiging. As jy vanoggend hier sit en jy voel opregte skuld, opregte spyt en angs oor hoe jy jou lewe gelewe het. Die uitnodiging hier is kom en hoor net weer die goeie nuus. Hoor dat Jesus vir jou 'n refund policy offer, een wat hy teen duurste gekoop het met sy eie lewe. Hy wil sê, ek wil jou vergewe. Dis oukei dat jy jou tyd gemors het, want ek het betaal daarvoor. Kom en ontvang vrede en vergifnis by my. Die dood kan enige een van ons neem as daardie horlosie bo ons koppe se tyd afloop. Het jy hierdie vergifnis? Aanvaar jy, gelowige of ongelowige, kom en ontvang weer hierdie immeasurable grace wat ons van gepraat het. Jesus wil aan jou bekend maak, nie net sy genade wat bereid is om jou te vergewe nie, maar hy wil jou ontmoet in jou angs en in jou spyt en hy wil jou daar verlos. Maar meer as dit, hy wil vir jou sê, hy is lief vir jou. Die Here sê al hierdie goeders vir ons, want hy is lief vir ons, en hy wil nie hê ons moet ons tyd mors op aarde nie. Hy is lief vir ons, en hy wil hê ons moet kom, en so kom. Dis die uitnodiging, kom. Moenie wag nie, kom vanoggend en ontvang sy genade en vergifnis. Kom ons bid saam.
almagtige God, Papa Vader, ons almal bely. Ons almal bely dat ons tyd mors. Maar ons sê ook dankie. Dankie vir u verlossing van tyd. Dankie dat u alle tyd vir ons gaan teruggee en dat u betaal het vir elke fout wat ons gemaak het. En ons roep tot 'n nuwe lewe vol doel en mening. 'n Lewe gelewe vir u. Kom en bou in ons 'n groter begeerte vir hierdie goeie dinge. Maak ons wys om te lewe in die lig van die ewige lot van mense. Kom doen hierdie werk deur die krag van die Gees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek vra dat julle sal staan. Ek wil net vir ons die laaste versie lees van die lied wat ons nou gaan sing. Ons gaan 'n bekende liedjie nou sing. En ek wil net hierdie laaste versie se woorde vir julle lees, want dit som so mooi op Jesus se verlossing van tyd. Ons lees, no guilt in life, no fear in death. Hoef nie bang te wees vir daai horlosie in die lig van die ewigheid nie. This is the power of Christ in me. From life's first cry, toe ek gebore was, tot ek my laaste asem, to my final breath, alle tyd, my hele tydperk op aarde, Jesus has that time. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns and calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Kom ons sing hierdie lied en reageer op God se genade. Scorned by the words he came.
power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hands till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Amen. Dankie Here. Julle kom maar sit. Dit klink of die sonnaarskoolonderwysers dalk gaan bly wees ons is klaar. Vriende, 'n paar finale afkondigings voor ek ons uitstuur met 'n seëngroet. As enige iemand dalk enige vrae het vir oggend, wil weet hoe meer betrokke te raak by Ligpunt of iets nie verstaan het nie, Mariek en Renier sal agter by kontakpunt wees en hulle sal jou graag help of jou vrae beantwoord of jou in die regte rigting wys. Dan as enige iemand 'n behoefte het om saam met iemand te bid vir oggend, ek gaan hier voor agterbly, Johan wat gepreek het gaan hier voor wees en Tanya gaan ook hier voor wees, Tanya Holzhausen. Die van ons wat graag saam met jou sal wil bid, gaan so 'n blou kaartjie hê, verstaan ek. En so ons is beskikbaar om saam met jou te bid, of dit mag wees iets in jou lewe of iets wat jy vanoggend gehoor het, maak nie saak nie, ons sal graag saam met jou wil bid vanoggend. En Adrian Fonse gaan ook hier voor wees, bietjie groter as die res van ons. Hy gaan 'n groen kaartjie hê. Hy is een van die diakens en hy gaan hier wees om te help om mense wat behoefte het te help. So die diakens by ons funksioneer om seker te maak almal in die gemeente is versorg en so ons wil net beskikbaar wees en Adrian is beskikbaar om met iemand te gesels wat hulp nodig het vanoggend. En dan op die blaadjie wat uitgedeel is, aan die een kant is die teks, aan die ander kant is 'n lys van dinge wat gebeur in die lewe van Ligpunt. Ek gaan nie daardeur gaan nie, kyk gerus en raak asseblief betrokke by dit. Een ding wat ek wel wil uitlig is die 7de Mei het ons 'n gebedsaand hierso saam. Dit is die spesiale gebedsaand wat ons saam sing, die Here prys vir wie hy is en as 'n gemeente ons lewens en alles wat ons het aan God opdra in gebed. En so is 'n wonderlike geleentheid, moet dit asseblief nie mis nie. En soos wat ons besig is om die Church Center app ons kommunikasiemiddel te maak, gaan asseblief op die app en RSVP daar, dat ons net 'n idee het vir hoeveel mense om voor te berei. So en as dit vir jou 'n uitdaging is om op die app te gaan, daar sal iemand hier wees wat jou graag sal wil help om net die app op jou foon te kry en toegang te kry om te RSVP. Dit is dit van ons kant af vanoggend. Ek gaan ons uitstuur met 'n versie uit 2 Tessalonisense 3 vers 16. Dit is die gedagte wat Johan by ons wou tuisbring vanoggend, soos wat ons tyd uitkoop, God wat in beheer is. Mag die Here van vrede self te alle tye en op elke manier vir julle vrede gee. Die Here bly met julle almal. Lekker Sondag verder.